Goeienaand Magaliesig gemeente, baie welkom by vanaand se Sabbatsluiting. Voor ons begin, kom ons sluit net ons oë. Dankie Heer vir die voorreg om hierdie laaste paar minute van die Sabbat in U teenwoordigheid te mag deurbring. Ek wil vra dat U asseblief ons tydjie saam sal seën, want ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil vanaand met julle 'n bietjie praat oor een van die rigters wat nie baie bekend is nie. Sy naam is Otniel. Ons gedeelte kom uit Rigters 3. Nou lank voor Israel se meer bekende rigters vind ons vir Otniel, die geesgevulde leier wat God opgerig het om sy volk te verlos. In Rigters 3 vers 7 lees ons: En die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, en die Here hulle God vergeet en die Baals en die heilige boomstamme gedien. Nou die Hebreëse woord hier vir vergeet is shakach. Dit beteken nie geheueverlies nie. Dit beteken verbondsverwaarlosing. Israel het nie hulle kennis van God verloor nie. Hulle het hulle lojaliteit teenoor hom verloor. Hulle het begin doen soos die volke rondom hulle. Hulle het toegelaat dat die omliggende kultuur hulle beïnvloed. Hulle het Baal en Asherot begin dien, vrugbaarheidsgode wat sekuriteit en voorspoed beloof het. Hulle lojaliteit het verskuif. Dan sê die skrif vir ons in vers 8 iets ontnugterends. Daarop het die toorn van die Here teen Israel ontvlam en hy het hulle verkoop. Die verbondsvolk wat aan Jahwe behoort het, is oorgelewer, omdat hulle die verbond met hom verbreek het. God se toorn hier is nie emosionele onstabiliteit nie. Dit is verbondsverantwoordelikheid. Dit is God se manier om te sê, omdat jy Israel my verbond verbreek het, gaan ek nou toelaat dat julle die gevolge van julle keuse dra. Israel is verkoop in die hand van Kusan-Risataim, koning van Mesopotamië. Sy naam beteken waarskynlik dubbele goddeloosheid, wat die erns van die onderdrukking beklemtoon. Vir 8 jaar lank het hulle onder hierdie koning gelei. Tog selfs in die dissiplinering van Israel bly God soewerein. Hy regeer met die hoogste gesag. Dan luister God in vers 9 na sy volk se hulpgeroep. Maar toe die kinders van Israel die Here aanroep, het die Here 'n verlosser verwek. Die werkwoord verwek is koem. Dit beteken om op te staan of om te vestig. Wanneer die verlossing van sy kinders op die spel is, neem God altyd eerste die inisiatief. Die een wat hy gekies het, was Otniel, die skoonseun van Kaleb, 'n afstammeling van verbondstrouheid. Dan lees ons in vers 10, en die gees van die Here het op hom gekom, en hy het Israel gerig en uitgetrek om oorlog te voer. Toe die gees van die Here oor hom gekom het, het hy eers Israel gerig en toe uitgegaan om oorlog te voer. Dit dui aan dat hy dinge reggemaak het onder die mense, voordat hy probeer het om die vyand te beveg. Dit is soos dit behoort te wees. Sonde, die slegste van alle vyande, moet eers oorwin word. Slegs met hierdie vyand onderdanig kan ons die oorwinning oor die ander vyande verwag. Voor die oorwinning was daar die uitstorting van die Gees. Otniel het Israel nie deur sy karisma of sy militêre vaardigheid bevry nie. Die Gees het hom bemagtig om te rig. Die Engels noem dit judge, en om oorlog te voer. En dan herinner die skrif ons in vers 10, en die Here het Kusan-Risataim, die koning van Aram of Mesopotamië, in sy hand gegee. Vers 11, toe kry die land 40 jaar lank rus. Hier sien ons 8 jaar van verdrukking, 40 jaar van rus. God se genade wat altyd swaarder weeg as sy oordeel. Tog sien ons hier 'n dieper werklikheid. Die boek Rigters stel 'n tragiese siklus aan ons voor, 'n bekende een in die geskiedenis van Israel. Israel sondig, God stuur die verdrukkers as straf teen die volk, wat Israel dan onderdruk. In hulle benoudheid roep hulle tot God, waarna hy hulle verlos en hulle rus gee van hulle vyande. En hierdie siklus bly herhaal. Hoekom?
Rigters 2 vers 17 vertel vir ons die volgende: Na hulle rigters het hulle egter ook nie geluister nie, maar agter ander gode aangehoereer en hulle daarvoor neergebuig. Gou het hulle afgewyk van die weg wat hulle vaders bewandel het, in gehoorsaamheid aan die gebooie van die Here, so het hulle nie gedoen nie. Keer op keer het God hulle eksterne vyande verwyder, maar die interne rebellie het gebly. Die wortel van hulle probleem was nie politieke onderdrukking nie. Dit was die hart van 'n volk wat hulle God vergeet het. Otniel staan uit as die ideale rigter. Hy was werklik 'n uitstekende rigter, aangesien geen dwaling of onheilige daad van hom aangeteken is nie. Op baie van die ander rigters, nieteenstaande hulle oorwinnings, het die skadu van hartseer of van 'n tragiese einde geval. Tog kon selfs Otniel nie hierdie siklus permanent beëindig nie. Dit is waar die teks vooruitwys na Christus. Ons het nie net nog 'n rigter nodig nie, maar ons het 'n finale verlosser nodig. Israel is aan hulle vyande verkoop as gevolg van hulle sonde van afvalligheid. Christus kom verlos wat verlore was. God stort sy gees op Otniel uit. Christus stort ook sy gees op sy kerk uit. Otniel rig of oordeel Israel. Christus dien as ons hoëpriester in die hemelse heiligdom. In 'n wêreld waar die siklus van die rigters herhaal, waar ons van God af wegdryf, die wêreld en sy gewoontes assimileer en God vergeet, roep God ons ook steeds op tot verbondsgetrouheid. Jy val nie in 'n enkele oomblik van God af weg nie. Jy dryf weg wanneer jy vergeet. Die vraag is of ons lojaal sal bly in die stryd. Ons moet God nie net intellektueel onthou nie. Mag ons ook getroue verbondsvennote bly, bemagtig deur dieselfde gees wat Otniel besiel het. Mag ons rus in Christus se geregtigheid, wagtende op die uiteindelike verlosser wat die bose siklus vir ewig sal beëindig. Kom ons bid saam. Liewe Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om hierdie lieflike Sabbat in die naam te kan afsluit. Dankie dat ons so bietjie kon kyk na die verhaal van Otniel. Ons moet ook vanaand erken dat ons maar dieselfde foute maak as wat Israel gemaak het. In hierdie onbekende week wat vir ons voorlê, wil ons U vra om ons te help, om getroue verbondsvernote te bly. Besiel ons asseblief met die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Ons wag met blye verwagting op U Here, ons Verlosser en ons Redder. Amen. Geseënde week vir almal, goeienaand.